Welkom by ons video oor die begrip van die verbruikersprobleemoplossingsproses. Hierdie volgorde van stappe is van kritieke belang vir die neem van ingeligte aankoopbesluite en dit help bemarkers om verbruikersgedrag te voorspel en effektiewe strategieë te ontwikkel. Die eerste stap in die verbruiker se probleemoplossingsproses is probleemerkenning. Dit gebeur wanneer 'n verbruiker 'n behoefte of probleem identifiseer, soos om te besef dat hul selfoon nie meer behoorlik funksioneer nie. Sodra 'n probleem erken word, beweeg die verbruiker na die inligtingsoekfase. Hulle versamel inligting oor potensiële oplossings deur vriende te vra, aanlyn te soek of winkels te besoek om hul opsies te ondersoek. In die evaluering van alternatiewe stadium vergelyk verbruikers verskillende opsies gebaseer op hul behoeftes en voorkeure. Hulle kan kyk na kenmerke, pryse en resensies van verskeie foonmodelle soos Huawei, Samsung en Epona. Die aankoopbesluit word gemaak na die evaluering van alternatiewe. Verbruikers kies die produk wat die beste aan hul behoeftes voldoen, soos om 'n foon te kies wat die beste waarde vir hul vereistes. Na aankoop-evaluering is die laaste stap, waar verbruikers bepaal of die produk aan hul verwagtinge voldoen. Hulle evalueer die foon se prestasie en tevredenheidsvlak in vergelyking met wat hulle verwag het. Deur die verbruiker se probleemoplossingsproses te verstaan, kan bemarkers verbruikerskeuses beïnvloed. Deur elke stap effektief aan te spreek, hulle kan verbeter verbruikerstevredenheid en beter aan hul behoeftes voldoen. Dankie dat u ons video oor die verbruikersprobleemoplossingsproses gekyk het.